wagter toe God in hom verskyn op die berg Horeb. Is steen met die brandende doornbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doornbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isak, Hallo my liewe mens. Ja, ek en jy en Francis is hier by die Braambos en die Gees van God wil met ons praat oor 'n baie belangrike onderwerp. En ek wil vir jou vra om so 'n bietjie te vergeet van hoe kom jy luister en wat ek sê en hoe ek aangetrek is en hoe lyk my hare en alles wat jy jou gedagtes vir jou sê wat belangrik is nou onbelangrik. Nou wat is dan belangrik? Dat ek en jy sal onderskei tussen 'n gewoonte, dat ons sal onderskei tussen tradisie, dat ons sal onderskei tussen die goed wat ons dink ons weet en wat is die werklikheid? Wat en wie is God regtig? En waar pas ek en God by mekaar in? En hoe moet ek dit verstaan? Wat is hierdie? Party mense noem dit die Bybel, ander noem dit 'n boek. Almal sê dis 'n baie goeie ou boek. En party mense sê dis die geskrewe woord van 'n lewende God. En ek en jy moet by daai punt kom vandag, wat ons besef wie is ons en wat is ons doel. Ek wil met jou deel iets wat ek ook aan werk elke dag van my lewe. Ek dink jy dis iets wat jy sommer net aanvaar en is iets wat jy sommer net doen nie, en jy moet versigtig wees vir mensgemaakte, want dit kom baie voor, veral in vandag se lewe. Mense wat goed doen omdat ander mense sê hulle moet, omdat hulle dit doen om vir eie gewin, omdat hulle dit doen om gesien te word, om te maak of hulle weet. En mense kom en hulle wil jou hierdie goed leer. Maar dis nie iets wat jy kan leer nie, is nie iets wat jy kan oefen nie, is nie iets wat jy kan doen sonder, al het jy geleer en geoefen en as jy die woord uit jou kop uit ken, is dit goed. Ek het in hierdie week na 'n woord gekyk van 'n ou wat op IGPT gaan skryf en hy sê stuur vir my 'n baie mooi gebed. En ITP stuur vir hom 'n verskriklike mooi gebed. GPT, nie GPT, stuur hom 'n verskriklike mooi gebed. Wow, en as jy na hierdie gebed luister, dan staan jou hare regop. Maar dan besef jy, dis 'n intelligente masjien wat 'n boodskap stuur met geen konnotasie met 'n lewende God nie. Geen Heilige Gees is betrokke nie. So ek kan hier sit en ek kan vir jou die mooiste woorde preek. Daarom sê ek altyd, moet nooit sê Ben kan mooi preek nie. Daar's mense wat wonderlik kan preek. En ek kan vir jou hulle name noem. Wonderlike predikante
met wonderlike woord, maar dit kort iets. Dit kort 'n salwing. Dit kort 'n Heilige Gees aanraking. Ek en jy moet onderskei tussen gees en vlees. Ons moet onderskei tussen die Heilige Gees en die valse Heilige Gees. Ek en jy moet kan onderskei tussen wat is 'n boek en wat is 'n Bybel, 'n geskrewe woord van 'n lewende God. Wat is belangrik en wat is mensgemaak? Nou blaai ons vir 'n begin na Johannes 3 vers 3. En ek sien ek het hier geskryf NB en 'n uitroepteken gemaak, maar ek het geen idee hoeveel jaar terug dit was nie. Jesus praat met Nikodemus. Nikodemus, 'n groot predikant wat elke week op die kansel staan en sekerlik die beste woord bedien wat ek nie kan bedien. En dan gebeur daar iets. In die dag kom hy by Jesus en hy sê, Rabbi, ons weet jy is 'n predikant, ons weet alles. Nou sê hy, wat moet ek doen? Wag, God, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen nie. Wat kan ek doen om dit ook te doen? En nou antwoord Jesus hom. En ek wil hê jy moet daai antwoord vir jouself vat vandag. Nou sê Jesus, hy sê, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, luister wat sê God se woord, as jy nie weergebore word nie, kan jy, hier staan hy, die koninkryk van God nie sien nie. As jy nie wedergebore word nie, kan jy die koninkryk nie sien nie. Met ander woorde, jy kan die Bybel vat soos 'n boek en jy kan al die regte goed doen, maar jy word nie gevul deur die Heilige Gees van God nie. Dis nie iets wat jy kan namaak nie. Ek onthou eendag toe sê 'n persoon vir my, hy gaan my leer om in 'n taal te bid. En ek daag by sy huis op en hy sit 'n ou plaat op 'n rekord wat speel en die musiek speel en hy sê vir my, maak so. Okay, ek wil in 'n taal bid, ek wil nie rock and roll nie. Ek het genoeg rock and roll in my lewe. En ek dink nie daar's iets meer verkeerd nie, maar dit hang af hoe jy dit doen. Dan weer eens, hoe doen jy dit? In die gees of in die vlees? Jy moet kan onderskei tussen gees en vlees. En hy sê vir my, sê bla 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 bla. En ek sê, oom, stop. Bla 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 wat? Hy sê, as jy aanhou sê bla 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 bla, net nou, gaan jy hoor bla bla lilo aiawa, leer in dis 'n taal. En ek sê, oom, nee, ek is nie hier om 'n taal te leer nie. Ek is hier om uit te vind, hoe ontvang ek? En die taal is nie die enigste nie, daar's 9 maniere wat God homself aan jou kan openbaar, waarvan taal maar een is. Maar dis nie 'n babbeltaal soos wat ons ken nie. Dis 'n vreemde taal. Ek praat Chinees in 'n Chinese plek waar 'n Chinese man my hoor en hy kom na my toe en hy sê, ek nie geweet jy kan Chinees praat nie, maar jy het nou my vraag van gisterand waaroor ek gebid het geantwoord. Dan sê ek, wow, ek kan nie Ching Chong Cha nie. Daai Ching Chong Cha was 'n vreemde taal vir my. Ek verstaan homself nie. As iets met jou hart gebeur, wat jou verstand nie verstaan nie, en dit begin, en jy begin goddelik optree, jy begin die salwing van die Heilige Gees ervaar, dan gebeur wedergeboorte plaas. Eenvoudige woord, jy kies Jesus om Jesus te volg. Nie oor jy
moet nie, nie omdat jou ma of jou ouma sê jy moet nie omdat jy wil skoor uit die deal nie, jy het 'n verlange om Jesus te aanbid. Dit is die Heilige Gees wat in jou besig is om te manifesteer. Jy gaan niks hier uitkry nie, jy worry nie oor nie, jy wil net meer weet van Jesus. Maar om meer te weet van Jesus en meer te doen wat hy sy woord sê, moet jy wegdraai van die goed wat jy doen wat verkeerd is. Skielik weet jy na 30 jaar, ek wil nie meer rook nie. Hoekom nie? Dis ongesond, dit was 30 jaar terug ook ongesond. Daar's meer gesonde mense dood wat nie rook nie as mense met rook. So hoe gesond is dit nie? Ek het 'n gevoel in my, ek het 'n verlange, ek het 'n begeerte, ek het 'n opgewondenheid om op te hou rook. Dit is 'n salwing. Dit kom nie van jou nie. Dit kom nie van 'n predikant wat sê, rook is sonde nie. Niemand het met jou gepraat oor rook nie. Toe hierdie oggend opstaan, jy wil hy eerste sigaret aansteek, toe sê jou hart, Johan, nee. Ja, maar ek is lus. Nee, jy is nie. Okay, ek is regtig nie lus nie. Jou hart en lewe begin verander. Goed, wat jy na sou kyk op jou foon, my foon staan nou voor my, op jou foon, wil jy nie meer kyk nie, want dit pas nie by die bekering nie, dit pas nie by Jesus Christus nie. As 'n ou die F-woord gebruik of en dan gebruik hy Jesus se naam en dan sit hy nog 'n F agterna, jy het weerstand daarin. Eergister het jy dit ook gedoen, nou het jy weerstand daarin. Maar iets het nuut geword hier binne. Ek verstaan dit nie. Iets het nuut geword. Dis wedergeboorte. Ek verander teen die goed wat ek gedink het wat reg is, weet ek nou, en nou gaan ek na iemand wat ook wedergebore is, dan vra ek hom, hoorie, dink jy op dit en dit en dit en dit is verkeerd? En hy of sy sê, ek het ook so gevoel. Ek het ook gevoel, daai goed wat ek doen, pas nie by my nie. En dan sal jy uitvind, jy sal meer na die huis van die Here toe gaan, wil gaan. Nie omdat jou man of jou vrou of jou kinders of jou ouers dit sê nie. Jy sal meer wil gaan omdat jy 'n verlange het om meer te wees soos Jesus. Dis iets wat hier binne uitkom. Dis 'n lewende orgaan. Dis 'n lewende wese wat vir jou sê, ek wil jou God wees. En jy wat gaan sê, Here, ek wil die kind wees. Ek wil hê jy moet weet, dis nie 'n fisiese weergebore nie, dis 'n geestelike nuut word van die ou ek en jy. En ek kan jou nie voorsê hoe om dit te doen nie, ek kan vir jou sê wat sê die woord, en hier waar Jesus gesê het, as jy dit nie ervaar nie, is jy nie wedergebore nie, gaan jy die koninkryk nie sien nie, so ernstig is dit. Tekens van wedergeboorte kan goed wees soos die begeerte om met God te praat. Mense kla heeldag, ek het 25 jaar, elke dag Johannesburg toe en terug gery. Springs Johannesburg 45 kilos, piektyd, voortyd, natyd, en is verskriklik vervelig. En die mense doen die stupidste goed en hulle ry mekaar vas en dan staan die verkeer en dit het my verskriklik geïrriteer. Tot ek eendag daar ry en toe ek weer die verkeer staan, toe het ek 'n begeerte, 'n verlange om met God te praat. En ek sit die radio sagter en ek sê, come Holy Spirit, I need thee. En ek begin God loof en prys. En toe ek na 25 jaar by Metro Rail bedank en ek word 'n predikant by Jesus is lig, toe mis ek daai 2 ure 'n dag wat ek verlang het om te bid. Nou het verlang ek, maar ek het nie die tyd
wat ek gehad het op die snelweg nie. Jy kom agter dat arme mense, vuil mense, stink nie meer vir jou. Vrou het eendag vir Fransis gesê, hoe kan jy daai kind optel? Sy's so arm, sy stink van armoede. Toe begin my vrou huil, toe sê sy stink nie, want ek het haar lief, met 'n geestelike liefde, iets hier binne in my leef, as ek haar kan optel en teen my vasdruk, en vir haar 'n glasie gaskoeldrank gee, wat sy in haar lewe nog nie gedrink het nie, en sy is omtrent 4 of 5 jaar oud. Dan begin iets in jou binneste, waar jy by ongelukstonele verbygery het, en gesê, lekker, hulle jaag mos, waar jy sê, Here, red hulle siele, moenie laat een siel sterf, wat u nog nie ontmoet het nie. Jy raak bekommerd oor mense wat jy nie ken nie. Jy lê in die nag wakker en bid vir naamlose oproepe wat sê, bid vir my, ek het God nodig. Jou liefde verander. En as hierdie goed verander, vind jy uit jou gedrag verander. Jou voorkoms verander. Jy probeer lyk soos Jesus. Jy probeer praat soos Jesus. Jy weet nie hoe nie. En baie keer ry ons van die Jesus' lig af huis toe, dan sê Fransis, jy het weer lekker vanmôre met jou vir jouself gepreek. Weet jy wat my liefling ek het? Van die goed wat ek gepraat het, het ek nie geweet. Sy vra my eers, hoe het jy dit geweet? Dan sê ek het nie. Dan sê sy, jy het met jouself gepraat. Dan vind ek uit, ek het nie geweet dat hierdie goed is verkeerd nie. Ek het nie geweet, dit pla my nie. Ek het nie geweet, ek moet stop daarmee nie. En hier staan ek op die kansel, en dan kom 'n salwing oor my, en ek bring hierdie woord, en ek besef, weet jy wat? Ek is nie met die regte goed besig nie. Want ek is weergebore, my gedrag, my hart het verander. 'n Begeerte om die Bybel te lees. Liewe mens, ek spot altyd, ek sê ek het my Unisa graad, my BCom graad by Unisa geswat. En toe ek my graad kry, toe besluit ek gaan nooit weer lees nie. Ek spot altyd, dan sê ek lees enige tydskrif, enige koerant, enige boodskap met moeite, ook die Bybel. Tot die Heilige Gees in my kom en sê, ondersoek die woord, lees die woord, luister wat die Gees van God vir die mense wil sê. My liewe mens, jy kan nie oefen om weergebore te word. Jy kan nie dit aanleer nie. Jy kan nie, ek onthou jare terug, het ek 'n ding gelees van 'n mens kan net 3 maande voorgee hy's iets, dan kan hy nie meer nie. Nou ek het dit nie nagevors nie, weet nie of dit so is nie. Maar jy kan nie sê, okay, ek gaan nou 'n Christen wees, en ek gaan soos 'n Christen optree, en ek gaan soos 'n Christen God aanbid, en jy kan nie. Jy moet weer gebore word. Jy, ek ingesluit, moet sterf in onsself, die eie ek. Ons moet sterf, sodat die Gees in ons kan kom, en Jesus se Gees in ons kan bly, 'n nuwe skepping. En as jy dit nie kan doen nie, vind of weet hoe nie, kontak my, stuur vir my WhatsApp, sê, bid saam met my, laat die Heilige Gees my oortuig. Here, ons het herlewing nodig. Ons het wederbaring nodig. Ek wil weer gebore word. Ek wil elke oggend weer gebore word in die naam van God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Nie deur my eie krag of 'n boek of iemand wat my voorsê nie, maar deur die salwing van God se lewende Heilige Gees in Jesus naam. Amen. My liewe mens, my telefoonnommer is 072 577 1196 072 577 1196. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Asseblief 2-rigting gesprek, praat met my, stuur my 'n WhatsApp, jy kry my nie altyd in die hande. Baie dankie vir almal wat vir my bid, my en Fransis en saam ons bid.
Baie dankie vir almal wat bydra. Baie dankie dat u bereid is om wedergebore te word. Baie liefde, Benna Francis Loubser, ons is in Jesus is Liggemeente. Die hoofpastoor, daar is pastoor Roan Maree en ons is in Eastvale Springs. Die Here seën u. Word weer gebore in Jesus naam. Amen.